jou probleme kan jy nie opweeg as jy hierdie goed verklaar nie. Soos ek sê altyd, dis nie net 'n liedjie wat ons sing hierdie nie. Jy moet, dis nie net iets wat jy doen op 'n Sondagoggend nie. Van ek kom na my kerk toe en dis deel van die ritueel. Ons gaan maar deur 'n paar liedjies wat ons sing en dan gaan die dominee preek of die pastoor preek en dan gaan ons weer huis toe en dan gaan ek skaapbout eet en nee. Jy verklaar iets hierso. As jy sing, my God heers, sy koninkryk is onwankelbaar. Goed, dan moet jy moet glo wat jy sing hierso. Hy eerste liedjie wat hulle gesing het ook, hy sê halleluja, ek sal nie stil bly nie. Die kerk is baie stil. As jy het sing, dan moet jy met agter jou woord staan wat jy sing. Sien net 'n lekker liedjie vir jou emosies om 'n pleistertjie op 'n Sondagoggend krag vir die week nie. Nee, dan moet jy die week ingaan as 'n attitude van ek sal nie stil bly nie. Halleluja, my God lewe, hy heers. As jy nie dit doen nie, dan kan jy nie kla nie. As jy kla en moan oor jou lewe, dan sê want jy bly stil. Want dit wat jy glo het nog nie waar geword vir jou nie. Dis wat ek vanoggend wil preek, is as 'n ding in die kerk, wat ek agterkom die afgelope 'n paar weke, van mense wat baie keer vir my sal sê, ja, maar dis jy glo, ek glo nie reg nie. Sê ek, nonsens, jy glo. Nie vir my sê jy glo nie. Hoekom ek hier is want jy kort gebed. En omdat jy gebed kort, beteken dat jy glo in die Here Jesus en jy soek 'n man van God om vir jou te kom bid. So moenie vir my sê, ek sukkel met geloof nie. Nee. Dis nie waar vir jou nie. Maar jy glo. Almal glo. Almal wat hier sit vanoggend glo in die Here Jesus. 99% van die mense met wie ons te doen kry, as ek praat van ons, julle almal, is mense wat glo. Nee? Dis nie mense wat nie glo nie. 99% van hulle sê altyd, ja, maar ek glo nie, ek glo. Maar as 'n verskil tussen glo en waarheid. Staan. Hy wat jy claim, moet waarheid raak vir jou. Dit moet 'n realiteit wees vir jou. As jy sing, my God heers, sy koninkryk heers vir ewig, is dit meer as dit iets wat ek sê. Die Here Jesus sê, julle dien my met julle monde en julle lippe en julle monde, maar julle harte, daai reality is geskei. Dis meer 'n godsdiens en 'n show wat ons opsit en dan, maar ek glo dit, maar dit is nie waar vir my nie. Daarom struggle ek. Dis hoekom Paulus konstant sê, neem elke gedagte gevangene om dit gehoorsaam te maak aan Christus Jesus. Want die wêreld programmeer jou om een manier te dink. En die koninkryk Jesus Christus het iets heeltemal anders te kom doen. So dis altyd daai clash, dis altyd daai ek moet glo. Nie glo nie, ek moet hierdie wat ek glo, moet ek streef na dat dit 'n waarheid kan wees vir my. Want wetenskap het ook bewys, soos wat Paulus sê, jy neem elke gedagte gevangene. As jy nie gedagtes gaan gevangene neem nie, en jy oordink dit vir 'n lang tydperk, en vrees en angs kom in wat nie van die Here af is nie, dan raak daai ding wat nie van die Here af is nie, wat oorspronklik bedoel was om 'n leuen te wees, wat jy nie eens moes aandag gegee het nie, waar jy die gedagte moes gevangene geneem het en het gehoorsaam te maak aan Christus Jesus, maar nou kom hierdie slegte nuus in en hierdie vrees en hierdie angs en jy sit en jy vat daai ding en jy mediteer so erg op dit dat daai ding wat 'n leuen was en 'n valsheid was, raak jou waarheid. En dan is jy oortuig met dit is my waarheid nie, dit is my realiteit nie, maar ek glo nog. Maar die ding is, jy glo ja, maar as iets anders, as 'n valsheid het jou waarheid geraak. En dit gebeur met baie van ons. Dit gebeur met baie mense in die kerk. En later gaan jy so ver in hierdie gat in, onthou iemand wat oortuig is dat 'n leuen is sy waarheid, dis moeilik om so ou 'n ander mindset te gee. Dis hoekom Paulus sê konstant, elke dag streef hy sê, ek gaan nou ook lees in Filippense 3, sê hy ook, ek verbeel my nie dat ek dit alles het nie, maar ek streef daarna
om Jesus myne te maak, omdat hy vir my, hy het my reeds syne gemaak. So hy elke dag sê, hy sê, ek moet gedagte gevangen neem. Vanoggend as ek opstaan, dan streef ek daarna om dit wat Christus is, myne te maak. Elke liewe dag. Het is nie net 'n idee nie, het is nie net met die kerk, het 'n idee van, ek gaan nou maar, ek glo, ek is so lekker happy lewe, ek glo. Het is elke dag opstaan. Jy neem gevangene, dit wat vals is, dit wat nie van die Here af is nie, sodat goed wat inkom nie, wat vals is nie 'n waarheid kan raak vir jou nie, sodat ek die prys kan kry, wat Christus Jesus is, sy lewe kan kry. Hy sê, dat ek vir hom myne kan maak, want hy het vir my gevat en het syne gemaak. Toe hy op hy kruis was, het hy geact asof hy ek is. Hy het my sondes op hom geneem. Hy het voor Vader gestaan, asof het ek was. En ek hoef nie daar te gewees nie. Ek kry die perks nou daarvan, dat ek voor die Vader kan verskyn, niks gedoen nie. Ek was die ou in die gehoor wat geskree het, kruisig hom! Ek sien die werke, maar moenie vir my kom vertel, ek moet weer gebore word. Moenie vir my kom vertel, die ou ek moet afsterf nie. Soos Nicodemus in Johannes 3. In die begin van Johannes 3 erken hy, sê Nicodemus, ek erken, u moet van die Vader, u moet van God af wees, want niemand kan hierdie goed doen, as hy nie van God af gestuur is nie. En toe Jesus kom by wedergeboorte, maar hoe is dit moontlik? Hy fight dit, die vlees fight. Hy sê, ek hou van hierdie idee van geloof, ek hou van hierdie Christus Jesus wat julle verkondig, maar moenie laat iets van my ou sterf, van my ou self moet sterf nie. Daar skop ek vas. En dan kan ons nie verstaan nie, hierdie goed raak nie waarheid nie. Dit bly 'n idee, dit bly 'n kaartjie na die hemel toe, a one-way ticket to heaven. Weereens, as jy in die Here Jesus Christus glo, gaan jy hemel toe gaan. Dis nie die issue nie. Die issue is, hy het 'n koninkryk gebring. Die issue is, Jesus bid, en hy sê, as jy bid, doen dit. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Dis vital gebed van God in die vlees, na die Vader toe. Ek meen, jy kry nie iets meer intens as daai Johannes 17 vir my nie. Ek meen, hier staan God in die vlees, en hy bid na God die Vader toe. Dit is die diepte van die woord is moet dit nie afwater nie. As Jesus bid, soos in die hemel, so op die aarde, laat u koninkryk kom. So daar's meer. Daar's meer as net 'n one-way ticket to heaven. Daar's meer as net glo. Daar is 'n manifestasie van die opstandingslewe. Daar is 'n manifestasie van iemand wat actually Romeine 6, wat hy praat van die doop, ek is dood saam met hom onder die water, en ek het opgestaan saam met Christus, toe ek opkom uit die water uit. Daar's baie meer daarin. Dis 'n elke dag meditasie, om jou te herinner waar jy gegaan het, om te sê, toe ek gaan gedoop word. Wat daar gebeur het daai dag, moet jy elke dag sit en mediteer en sê, ek is dood saam met Christus. Ek het gesterf, ek het gelyk geword saam met hom in sy dood. En ek het opgestaan saam met hom, en ek lewe nou saam met hom. Dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus Jesus wat in my lewe, en ek in hom lewe. Anderste is dit nog 'n idee waaraan ek glo. Maar dis nie 'n waarheid vir my nie. Het dit nie reëel geraak vir my nie. As dit reëel raak vir die kerk, as dit reëel raak vir 'n mens, is hy tot alles toe in staat. Al hy mooi Bybelversies wat almal so wil aanhaal, en hy is, man, daar's baie. Almal haal dit aan, maar niemand vat dit nie, niemand trek dit aan nie, niemand lewe in die realiteit van dit nie. Ons lees van 'n paar ouens in die Bybel wat actually in daai realiteit gelewe het. Ek het 'n paar weke terug gepreek oor, as jy 'n victim of is jy 'n getuie, 'n witness. Verstaan? 'n victim mentality, hy het geen waarheid in hom nie. Hy bly in 'n victim mentality, hy bly dink iets moet nog gebeur. Maar 'n getuie, iemand wat iets beleef het, wat waarheid beleef het en wat waarheid uitlewe, hy kom met boldness voor God.
En hy praat met God die Vader as 'n ou wat weet wat sy erfdeel is. Hy praat nie uit 'n victim, uit 'n slaafmentaliteit uit nie. Hy praat as 'n koning en 'n priester, 'n ambassadeur vir die hemel. Hy sê in 2 Korintiërs 5 vers 21, ons is dus gesante van God. Ons tree op as gesante, asof God sy aanspraak deur ons maak. Want dit is weer eens, dit kan 'n mooi Bybelversie vir jou wees, of jy kan die diepte, die geheimenis van die woord gaan sit en oordink en mediteer en sê, wow, as ek al hierdie goed bymekaar sit en ek sien ek is dood en ek het saam met Christus opgestaan, die koning van die konings en ek heers nou en wat ook al hy is met sy gees wat hom uit die dood het opgewek het, het in my geplaas en wat ook al ek sê nou, praat ek as 'n ambassadeur van die hemel en het ek 'n sleutel gekry om alles wat daar bo is hier oop te sluit en te laat manifesteer hier op aarde. Maar dit is alles mooi versies, maar is dit 'n waarheid vir jou? Streef jy daarna as jy hier uitstap? Sing jy maar net 'n liedjie op 'n Sondagoggend of span jy jouself in om dit waarheid te maak? Want as jy dit waarheid gaan maak, jy glo dit, en dit wat jy glo, weer eens Matteus 6 vers 33, soek eers die koninkryk, en jy soek dit, jy streef daarna om dit joune te maak, sê God gaan dit manifesteer op aarde, soos in die hemel, so op die aarde. Sal jy die koninkryk sien manifesteer in jou lewe, maar nie deur 'n victim mentality nie. Pastoor Jethro het laas Sondag gepreek ook van die saad. Hy sê ons is nie gebore, ons is gebore, hy sê uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad. In Engels op die Bybel sê incorruptible seed. Dis 'n Godsaad wat ons by ons wedergebore is. Nou as ek 'n appelsaadjie plant, wat kom op? Ek is oortuig daarvan, daar's 'n oortuiging in my, daar's 'n waarheid in my dat 'n appelboom gaan opkom. Nou as die woord van die Here vir my sê dat ek is gebore uit 'n onverganklike saad uit en ek dra die saad van God in my, wat kom op? Wat sê Genesis 1 vers 26? Kom ons maak mense in ons beeld, ons gelykenis, ons verteenwoordigers, dat hulle heers op die aarde. So wat kom op? Wat 'n vals nederigheid is daar in jou om nie dit wil te erken nie? God kom op, Jesus Christus kom op, die gestalte van Christus Jesus. Ek het die mind of Christ. Nederigheid is nie om te sê, ek gaan nou maar nederige lewe en alles, ek gaan nou maar so downpressed wees nie. Pastoor Jethro sê altyd, nee, nederigheid is om te weet wie jy is in Christus Jesus en volgens dit te lewe. Om op te tree as 'n gesant, as 'n ambassadeur van die hemel. Met boldness op te tree, met boldness, ek sal nie stil bly nie, in die strate in te gaan, vir mense te gaan bid, vir mense hande op te lê, om dit wat jy kamstig klein mee glo, uit te lewe, te manifesteer in jou lewe. En kyk hoe kom God vir jou deur. Hy sal jou nie as 'n weeskind agterlaat nie. Hy sal deurkom vir jou. Die koninkryk daar waar jou voet sit sal manifesteer. Die atmosfeer moet verander daar waar jy instap in 'n plek in. Ek het hierdie week vir iemand gaan bid. En toe ek by die persoon aankom, ek klik nie eens wat ek sê nie, maar ek sit en oordink toe hierdie klas van goed op pad na die persoon se huis toe. En ek stap by die huis in en die vrou kyk my so, Tron, is dit jy? Ek sê, hallo Tannie. Ek sê, hallo. Ek sê, ek is hier om jou gesond te maak. Ek sê, gewoonlik sal hulle mens sê, ja, maar ek wil graag vir jou kom bid, of ek wil dit sê, maar nie, as ek hierdie goed glo, en ek trek hierdie goed aan, dan sê ek, Tannie, ek is hier om jou gesond te maak. Ek is 'n ambassadeur van die hemel. Ek is 'n gesant van God, ek tree op, ek praat namens hom. Ek het die krag om jou gesond te maak. En toe ek al vat en ek bid vir, toe kon ek voel, die krag van God is hierso. As hy ook klik, besef wat hy is, en toelaat dat God deur hom vloei, want daai saad wat in jou is, het die vermoë om iets voort te bring. Nie hy kan nie, daai vermoë is dit moet gebeur. Die goed is geplant. Christus het gesterf aan die kruis, nog meer uit opgestaan, hy lewe. Maar vir my en vir jou om te lewe, moet ons eers begrawe word.
Jy moet doodgaan. Sodat Christus kan opkom. Ek moet seker begin preek. Kom ons lees Handelinge 4 vers 20. Net hierdie is waarheid vir hulle. Hy sê, want wat ons betref, dit is onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Handelinge 4 vers 20. Dit is waarheid vir hulle. Hulle het dit gesien. Hulle het beleef. Het is onmoontlik om stil te bly. Het is onmoontlik om dieselfde te wees. Johannes 3 vers 11 en 12. Dit verseker ek jou, hierso praat Jesus, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. So hierso is hierdie mindset van Jode wat, hulle sien dit, hulle sien die wonderwerke. Maar toe Jesus met Nicodemus praat oor die wedergeboorte, toe Jesus met hom begin praat van verander jou wynsak, hierdie gesaad moet eers doodgaan in die grond voor dit kan opkom. Toe sê hy, maar hoe is dit moontlik? Hy sê, ek praat met julle oor goed wat julle gesien gebeur het. Ek praat met julle oor wêreldse goed. Hoe gaan julle glo as ek met julle begin hemelse goed praat? Verstaan? Dit gaan altyd vir die kerk 'n mooi idee wees. Maar ek stel nie belang in dit. Ek stel belang in dit wat Jesus hier sê. Ek soek die hemelse dinge. Want alles in die res van die woord van God sê, dui daarop dat ek het 'n sleutel gekry vir die hemelse dinge. So ek moet my inspann om die hemelse goed te kan wil glo. Anders gaan dit vir my 'n myth wees, 'n mooi storieetjie. Ek verseker jou, ons praat oor wat ons weet, ons getuig oor wat ons gesien het. Die disippels almal het dit gesien. Kom ons lees, ons gaan aan, ons werk gou 'n paar tekste deur. 1 Johannes 1 vers 1. Alles in die 83 vanoggend, Benies. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons eie hande aan hom geraak. Hy is die woord. Hy is die lewe. Vers 2. Die lewe het gekom. Dis 'n belangrike woordjie daai vir my vanoggend. Sê vir jouself, die lewe het gekom. Sê dit, die lewe het gekom. Die lewe het vir jou gekom. Die opstandingslewe het vir jou gekom. Ons het hom gesien en is getuie daarvan. Hierdie mense praat nie net uit 'n oogpunt uit van glo nie. Hierdie is 'n waarheid vir hulle. Hierdie is reël vir hulle. Hulle is unstoppable. Ons het hom gesien en is getuie daarvan en ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Dit is Jesus Christus. Hy is die ewige lewe. Hy sê dit in Johannes 17 vers 3 ook. Wat is die ewige lewe? Is om vir Christus Jesus te ken. Dis nie 'n plek nie, dis 'n persoon. Dis 'n attitude adjustment in die liggaam van Christus. Dit is die persoon Jesus Christus. Dit is die persoon waarvoor jy 'n ambassadeur is, 'n woordvoerder is. Dit is ewige lewe wat ek spreek en wat ek uitlewe. Die hemel het gekom aarde toe. As jy soos in die hemel, so in die aarde ook. Ons skei die twee weg van mekaar af en ek soek uit my one-way ticket to heaven en ek vergeet van die manifestasie van die koning en die koninkryk hierso vir nou. Omdat ek nie regtig wil doodgaan nie, dis hoekom. Omdat ek Romeine 6 wat praat van die doop nie regtig wil. Ek is bang daarvoor. Ek is bang om afstand te doen van dit wat ek weet en wat ek ken. Surrender alles. Klim uit die boot uit, loop in die storm in. Gaan dood in die water en staan op saam met Christus Jesus. Dat hierdie goed vir jou waarheid raak vanoggend in jou hart. Laat dit jou challenge vanoggend om weer uit te stap en sê, weet jy wat? Daar's te veel van die ou man wat nog lewe.
Jesus het gesê, gaan uit in die nasies en gaan wek die dooies op, maak die laat die blindes sien, genees die melaatse en so gaan hy aan. Ons het baie goed geraak in die opwekking uit die dood uit. Baie goed geraak al in. Want ons gaan gedurig en dan dit wat ons gedoen het by die doop, dan gaan wek ons weer daai ou man op. Ons gebruik ons opwekkingskrag vir iets heeltemal verkeerds. Ons gaan resurrect die hele tyd onsself, dit wat ek ken, dit wat ek weet, hy's tot niet. Hy's gerestart, hy's weergebore. Daar's 'n getuienis binne in jou, dis God self wat getuig, sy gees, wat praat binne in my en jou. Kan jy hom nog hoor? Want jy het 2 volume knoppies gekry, die wêreld, worries, dit wat jy moet hê, dit wat jy moet bereik, en die stem van die Here, die Heilige Gees. Wat sien een draai jy die meeste aan? Draai af daai wêreldknoppie en draai aan jou Holy Spirit knoppie. Jy is nie geskei van die Here af nie. Niks kan jou skei van die liefde van God nie. Moenie dink jy is so magtig om dit te kan doen nie. Hy sal jou jag, agtervolg jou, tot jy snap. En jy maak dit waarheid. Ons lees klaar, vers 3. Hou hom wat ons gesien het en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap kan deel hê. Hoor jy wat? Hy sê dit wat vir hulle so reël is, so waar is. Hy beskryf dit nou. Hy sê ons het hom gevat, ons het hom gesien, ons het geryk, ons het saam met hom geëet. Alles het die lewende God in die vlees. Hy sê dit die gemeenskap wat ons met hulle het, kerk vir die toekoms, sodat julle kan deel hê in die gemeenskap wat ons nou hier beleef. Dit gaan nie ver weggevat word van julle af nie. Jesus sê ook in Johannes 20, sê hy, geseënd is julle, is die wat my nie gesien het nie, maar nog steeds gaan glo. Daar wag 'n blessing vir daai mense. Daar wag 'n openbaring, daar wag 'n waarheid vir hulle, vir die kerk, wat my nie gesien het nie, maar nog steeds glo. En wat hulle inspann om die waarheid te kry. Wat hulle inspann, nie om die waarheid te kry nie, maar dat dit vir hulle waarheid raak. Dat hulle sal lewe in daai waarheid. Hy sê, my woord sal doen waarvoor ek het uitgestuur het. Hierdie goed wat ons lees op 'n Sondagoggend, sal gebeur, sê God. Dit sal gebeur, dit sal 'n waarheid raak. Dit sal nie 'n liggaam wees wat net gaan glo nie, maar dit sal 'n liggaam wees wat dit wat hulle glo sal manifesteer. Want anderste is ons die liggaam en God is die hoof. En ons glo dit, maar dis nie 'n waarheid vir ons nie, dan is dit 'n gebreklike liggaam. En ek weier om te glo dat Christus Jesus 'n gebreklike liggaam het. Hy het 'n onbevlekte lam, hy het geen gebrek gehad nie. Hy was die perfekte offer. Die liggaam is perfek. En hy sê dit gaan 'n waarheid raak vir die kerk. Ek weet nie van julle nie, maar dit maak my baie opgewonde. Ek glo ek moet 100 km/h bedaas op te ry. Ek glo dit. Maar dis nie 'n waarheid vir my nie. Ek sê eerlik, ons almal ry 'n bietjie vinniger as wat ons moet ry. Verstaan? Tot ek 50 speed fines kry, dan raak dit 'n waarheid. Maar as baie goed wat ons kan glo, as vir dit is so, maar dis nie 'n waarheid vir jou. Verstaan? Alledaagse goed is. Moenie laat hierdie een van dit wees nie. Moenie laat die woord van die Here een van dit wees, dat dit net 'n ding is waarin jy glo. O, ek weet, dit is goeie beginsels, maar die res van die wêreld doen dit ook. Ateïste, elke tweede persoon sê, ja, ons erken hierdie weg. Ons sien, dit is baie goed. Maar hulle maak dit nooit hulle waarheid hier. Dit is goeie beginsels om volgens te lewe, om dalk baie geld te maak of whatever. Maar dit is nie reëel nie. Die inhoud hiervan is Christus Jesus, die hoop op heerlikheid. Verstaan? Dit is 'n
as jy praat van wedergeboorte, dit is regtig so. Paulus, Petrus, hulle almal, as hulle voor die howe kom, as die mense verstom, as jy sê, hierdie is ongeleerde mense, en hulle praat nou so, het iets gebeur, en as Christus Jesus het waarheid geraak in hulle. Hy sê, sodat julle aan ons gemeenskap kan deel hê, en die gemeenskap waaraan ons deel het, is die met die Vader en sy Seun Jesus Christus. Dit skryf ons sodat julle blydskap volkome kan wees. Hy sê, ek skryf dit nie net, dat dit net 'n waarheid en 'n realiteit is vir ons, dat net ons het gesien, of aan hom gevat, en al daai goed nie. Ons het hom gesien, en al die goed is hy sê, hy skryf dit, van hoe reëel dit is, en dat die mense nie in die slaap moet wees nie. Want hierdie gemeenskap wat ons het, met Christus Jesus, die reëlnis van dit, ek sê dit juis, sê Johannes hierso, sodat julle kan deel hê in daai gemeenskap. Sodat dit nie kan wees net van glo nie, maar van waarheid en van krag. Amen. Amen. Ek sê maar vir myself, amen. Besef ons nog die diepte van die skrif, besef ons, is dit nog 'n honger in jou om die geheimenisse te ontrafel, wat God kom doen het aan die kruis. Alles het hy vir jou gegee, alles. Daar's niks meer spesiaal wat hy vir jou gaan doen nie. Hierdie boek, hierdie ding, hier so steek 'n toukie uit. Het staan, 'n golden thread. Jy kyk elke dag daai golden thread, nê? Al wat die Here vir jou sê is, gaan na daai thread toe, gaan begin en ontrafel hom. Kyk hoe ver die rabbit hole gaan. Kyk wie jy is. Kyk wat die waarheid is. Laat dit vir jou 'n waarheid raak. Moenie net dat hy daar lê, die golden thread sien jy, dit beteken ek moet doodgaan, ek gaan hom nie ontrafel nie. Kom ons los hom net so vir 'n ander keer. Miskien as kanker kom of iets soos dit kom, dan sal ek gou vinnig alles, kom help my ontrafel. Mense kry om die ding te kan uitmekaar uittrek. Moenie wag vir daai dag nie. Dis meer as net 'n one-way ticket to heaven. Kom ons lees daai Filippense 3 vers 10. Hy sê al wat ek wens, spraak Paulus, al wat ek wens is om Christus te ken. Die krag van sy opstanding, die reëlnis daarvan, van die opstandingslewe, dit wat ek gesê het by die doop gebeur met my, die krag van sy opstanding te ondervind, en deel te hê aan sy lyding, nie fisiese lyding aan die kruis nie, maar aan hom gelyk te word in sy dood, om jouself daagliks te remind wat gebeur het by jou doop. Ek het gelyk geword met hom, ek is dood saam met hom. Hy sê al wat ek wens is om Christus te ken, is om gelyk te word. Elke dag moet ek doodgaan, elke dag moet ek my remind, Tron, jy's gedoop, as 'n afsterwe van jouself. Hy sê al wat ek wens is om die opstandingskrag te kan ondervind, maar om dit te kan ondervind, moet ek doodgaan elke dag. Moet ek myself mediteer, dat ek gaan dood. En hoe meer ek dit mediteer, hoe meer word dit waar. As ek nie op dit gaan mediteer nie, dan gaan ek op 'n leuen mediteer, en dan word die leuen vir my 'n waarheid. En dan sit 'n malfunction, wat in die mensdom plaasvind, want jy is gemaak in die beeld van God, aan sy gelykenis. Daar is nie 'n ander manier hoe jy operate nie. Handelinge 17 sê, deur hom beweeg ons, deur hom bestaan ons, deur hom lewe ons. Outside of that is 'n malfunction. Dit is 'n selfoon wat nie geupdate word nie. Die apps begin al hoe stadiger run en goed gebeur en goed crash. Hy sê al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan die lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood, in die verwagting dat ek self sal deel hê in die opstanding uit die dood. Dit is 'n opstandingslewe. Daar's 'n goddelike Christuslewe. Daar's 'n ambassadeurslewe. Daar's 'n koninkrykslewe. Daar's 'n priesters en 'n koningslewe. Hy sê vers 12, ek sê nie dat ek dit alles het nie, of die doel al bereik het nie, maar ek span my in om dit alles myne te maak.
Hy span hom in. Hy soek eers die koninkryk en sy geregtigheid. Hy span hom in. Wat doen jy as jy huis toe gaan hier vandag? Wat doen jy in die aande as jy by die huis kom? In die oggende as jy opstaan? Wat is jou eerste gedagte? Span jy jou in? Het jy 'n begeerte dat dit wat ek glo 'n waarheid moet raak? Wil jy nog die golden thread ontrafel en kyk hoe ver die rabbit hole gaan? Al wat ek wens, sê hy, is om Christus te ken. En wat gepaard gaan saam met dit, is om gelyk te word in sy dood. Om die krag van sy opstanding te kan ondervind. Hy sê, om dit, vers 12, om dit alles myne te maak, omdat Christus Jesus my reeds syne gemaak het. Romeine 6 vers 5. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook een wees met hom in sy opstanding. Een wees met hom in een wees in sy opstanding. Lees jy net die goed? Of mediteer jy in dit? Filippense 4, dink vers 19 of 17 sê ook, hy het ons geseën met al die rykdom wat daar is in Christus Jesus. Baie mense sal baie keer sê, ja, maar Jesus was hierdie ou, hy's maar 'n humble lewe gelewe het. Die Jesus waarin ek glo, het vir 5.000 mense kos gegee. Met niksie. Moenie vir my vertel, hierdie Jesus wat op die aarde geloop het, God self, is arm nie. As jy dit kan doen, het jy kingdom wealth. As jy vir 'n vis kan sê, gaan af na die water toe, daar gaan 'n goue muntstuk in sy mond wees, gaan betaal die belasting. Dien ek die beste van die beste. Aangesien ons een met hom geword het in sy dood, sal ons sekerlik met daai persoon opstaan en so lewe. Ek kyk hierdie week 'n fliek. Is 'n baie goeie fliek op Netflix. As jy nou wil Netflix en chill, kyk hierdie fliek, is Unsung Hero. Ek weet nie as van julle dit al gekyk het, van hierdie gesin, die ou en die vrou het 7 kinders. Ja, hulle TV was stikkend. Maar anyway, en baie suksesvolle ou, maar verloor alles. En niks, alles verloor, alles. Hy bly in Australië, hy en die gesin gaan toe Amerika toe om te kyk asof hulle net daar vir hulle kan restart en 'n nuwe lewe maak. Maar die hele gesin kom toe by mekaar en hulle bid en hulle elke van klein af na groot toe vra vir God om goed te doen. Hulle het die hele mure bord met gebede van 'n huis hier, hulle kort 'n kar en so gaan dit aan, man. En die een klein seentjie, daar's nou 'n klomp goeders en aan die ander kant is al die gebede wat geantwoord het, hulle haal die tag af en sit hulle daai kant op so. En die klein seentjies, want hulle moet gaan kos koop by die winkel en goed, en die groceries is duur, en die seentjie skryf neer, hy sê, make things cheaper. En sy pa skud in sy kop, en sy pa is toe al eintlik half moeg, hy weet nie of hy moet glo, of van wonderwerke glo, of wat meer nie. Maar die ma sê, is reg, skryf dit neer, sit dit op. En hulle toe daai tyd so begin huise skoonmaak vir mense, en sommer hulle gras gesny, whatever hulle kan doen, het hulle net gaan doen, die hele gesin. En die een dag is hulle ook al by 'n huis, en hulle maak skoon, hulle vat al die vullissakke uit, en gooi dit in die drom, en die een seun, die ouer seun, hy maak die drom op, en hy sê, maar hier is so 'n stek koerante, met 'n klomp coupons wat hulle kan ingee by die grocery winkel. En hulle kom by die grocery winkel en hulle betaal. En daai ouetjie haal seker blaaie, seker stringe uit. Tip. Dit is heeltyd $5 af, $4 af. So gaan dit aan. Verstaan? Hy sê, wow, God is goed. Maar hoe sien jy dit?
Ek vertel nou hy storie, want ek het nou dadelik gedink, so, God gaan nou fisies goedkoper maak vir hulle. Maar dit het met daai angle gekom. So, ons is altyd 'n ander angle van hoe God werk. Is jy bereid om jou perspektief te verander, om te kan sien hoe God werk, of dat jy 'n sekere manier van, ek het dit gebid en jy stel 'n jy stel 'n vereiste vir God van, dit is hoe hierdie gebed moet lyk. God antwoord al die gebede. Dit het gebeur in 'n coupon dingetjie. Ek sit en kyk die movie, ek sê, yes, as jy in die slaap is, gaan jy nie die goed snap nie. Had ek myself gesê, jy moet wakker wees, want die Here werk in jou lewe, hy doen klomp goedes, maar jy het 'n manier van sien hoe dit moet lyk, en dis glad nie soos wat hy het sien nie. Jy dink jy gaan geld kry en goedes, meantime kry jy hulle coupons in 'n drom. En maak God die goedkoper. So aangesien ons met hom een geword het, sal ons sekerlik saam met hom een wees in die opstanding. So wees oop vir ander perspektiewe. Wees oop vir 'n ander manier van kyk. Kyk uit. So, ons het nou daar ook al oor gepraat. Hierdie boek is nie vir my om te lees om my perspektief te kan justify nie. Hierdie is 'n boek sodat ek kan sien wat God se perspektief is. Verstaan? Anders gaan ek die hele tyd lees om te sê, maar dis hoe ek het sien, dis hoe ek het sien, dis ek. Nee, hierdie is vir jou om in te skakel, vir jou om dood te gaan en in te skakel met God se oë. Sodat jy kan weet hy is koning. Jy kan weet hy heers. Forever and ever. Dit kom maar altyd neer op 'n bekering. 'n Verandering van wynsak. Ander gedagtegang. Dis wat Jesus en almal, Petrus hulle die eerste preek op. Hy sê, wat moet ons doen? Sê, bekeer jou, laat jou doop. Daai twee goed is bekeer jou, verander jou mind, want as jy doopwater toe gaan, dan gaan jy dood, jy gaan dit nodig hê. En jy gaan opstaan in Christus Jesus. En so wat Paulus sê, al wat ek wens, is om Christus te ken. Ek sê nie dat ek dit het nie, maar ek span my in. Ek doen dit elke dag. Ek word gelyk in sy dood. As ek opstaan die hele tyd, mediteer ek op, neem gedagtes gevangene, maak dit gehoorsaam aan Christus. Ek doen dit die hele tyd, sodat dit 'n waarheid raak vir my later. Sodat as ek uitstap, en ek kom by iemand, en ek gaan vir hom bid, sê ek is hier om jou gesond te maak. Jy moet 'n attitude kan aantrek van Christus Jesus. Hy was baie, hy sê, en dit is in Hebreërs 12 sê, for the joy set before him, he did not shy down from the shame of the cross. Daar was 'n joy in hom. Want hy het geweet, wat die gevolgtrekking gaan wees van die kruis en van die opstanding. Dit gaan hom in ons wees. En as hy kom, hy sê in Johannes, ek dink Johannes 14 of 16, 14, sê nog groter goed gaan julle doen. Moenie vergeet daarvan nie. Moenie dat dit net nog 'n mooi Bybelversie is vir jou, waarmee jy iemand anders te gaan bemoedig nie. Laat dit 'n waarheid raak vir jou. Mediteer daarop. Wees honger daarvoor. Span jouself in. Soek die koninkryk eerste. Soek. Hoe sê hulle altyd? Moenie die dinge van die Here soek die Here van die dinge. Ons het doodgaan. Ons het 'n kerk geword wat konstant wonders en tekens soek. En glo my, ek is nie teen wonders en tekens nie. Ek beleef baie van dit. Maar as ek die woord van die Here lees, dan is dit soos ons maak 'n vereiste half en ons sê vir die Here, as daar nie 'n wonder en teken gaan wees nie, ek glo, maar as daar nie 'n wonder en teken gaan wees nie, dan gaan ek hierdie goed, dan gaan dit nie kan waar word vir my nie. Ek wil eers 'n wonder en 'n teken hê voor hierdie goed waarna ek glo kan waar word vir my. Nee, hy sê ek gaan dood, ek span my in, ek streef daarna om hom te kry. Nie die gift nie, die giver. Nie die een wat vrede gee nie, nie die vrede nie, maar die een wat die vrede gee. Ek is all for signs and wonders. Maar ek het dit nie nodig, sodat ek kan met glo en dit 'n waarheid kan raak vir my nie. Die signs and die wonders, ek gisteraand sit en ek bid en ek praat met die Here, daar's
tribes in die wêreld wat nog nie 'n alfabet het nie. Wat nie eens weet hoe om gepraat met of te kommunikeer word nie. Mense, sendelinge wat daarin gaan, by all means signs and wonders sal daar plaasvind. Maar ons glo klaar. Die grootste sign and wonder het gekom. Die feit dat ek kan staan voor Vader asof ek Jesus Christus is. Dit wat hy sien is Christus Jesus. En hy het aan die kruis my verteenwoordig, my sondes, opgestaan uit die dood, my geresurrect, om 'n ambassadeur te wees van die Allerhoogste, om te kan praat wat hy praat. Dis 'n wonderwerk. Maar ons stel vereiste vir hom, ek sal verder gaan, as ek nou hierdie miracle signs and wonders kan sien. Ek's all for that, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar ek wil eers by die waarheid uitkom. Ek wil hê die goed moet eers 'n waarheid raak vir ons. Voor ons 'n vereiste stel vir God van, okay, as ek hierdie teken sien of dit sien nie, dan gaan hierdie seker maar nooit vir my 'n waarheid raak nie. Span jou in. Soek die koninkryk van God. Prioriteit nommer 1. As jy wil weet wat God se prioriteit is, gaan lees Matteus 6 vers 33. Ek is all for miracles. Ek het hierdie afgelope 2 weke baie van dit beleef. Maar ek dink hoekom ek so baie van dit beleef is dat my fokuspunt was nie dit nie, maar dit was hy. Ek het 'n begeerte dat die opstandingslewe 'n waarheid moet raak vir my. Want enige persoon wat 'n opstandingslewe waarheid kry en hy gaan regtig dood. Ja, dan is dit soos letterlik jou skade weer val op iemand en hy word gesond. So as jou begeerte meer vir die signs en die wonders of vir die waarheid, die weg, die lewe. Amen, dankie. Ek is honger vir die waarheid. Here sonder sobaras. Ons kyk gou wat sê die 1 Korintiërs 1 vers 22. Die Jode vra wondertekens, die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is. Wow. Wow. Wat 'n waarheid. Die mense soek hierdie wonders en tekens. Paulus sê maar kan nie opmeet met wat ek verkondig het. Kry die waarheid. Kry vir Christus Jesus. Hy sê vir die Jode is dit 'n aanstoot. Wat? Soos in Johannes 3. Die gesprek tussen Jesus en Nikodemus. Ek erken jy's van God. Niemand kan hierdie goed doen as jy nie van God af is nie. Wedergebore. Wow. Dis 'n aanstoot. En met baie van ons is dit vandag ook so. Hoe moet ek verander? Hoe moet ek die ou? Dit is wie ek is, dit is wie God my gemaak het. Ja, mens weer gebore word. Gaan dood onder die water. Wanneer dit 'n aanstoot wees vir jou nie. Hy sê maar vir die wat deur God geroep is, Jode sowel as Grieke, is Christus die krag van God en die wysheid van God. Christus Jesus is die krag van God. As jou fokuspunt hom maak en hy raak jou waarheid, dan is jy unstoppable. Nie die dinge van die Here nie. Die Here van die dinge, die Here. Maak hom jou waarheid, maak hom jou fokuspunt. Maak hom jou koning, maak hom die persoon wat jy najag. Soek sy koninkryk, soek sy geregtigheid, soek sy heerskappy in jou lewe. Dit is die krag van God. Hy het gesterf aan die kruis. Hy het die prys vir jou betaal. Hy het jou so lief gehad. Soek hom. Span jou in om Christus Jesus joune te maak. Heers as konings en priesters. Wat was ons nou vers 25? Nee, ek kan nie sien nie. Ja, 25. Wat vir die wêreld onsin van God is. Wat vir die wêreld onsin van God is
is groter wysheid as die wysheid van mense. En wat vir die wêreld die swakheid van God is groter krag as die krag van mense. Hy gaan verder aan ook in hoofstuk 2, wat hy sê, so verklaar ons geestelike dinge aan mense wat die gees het, verstaan? Hulle gaan dit nie kan, hy sê, dit wat vir die wêreld, ons is so geprogrammeer deur die wêreld, om in 'n sekere manier te dink, dat ons dink, dit is reg. Ek kan op 'n sekere manier dink soos die wêreld, en fokus operuit in die koninkryk van God, maar daai goed, wat ek geprogrammeer is mee, toe ek groot geword het, is onsin. En dit wat God sê wat ek moet doen, moet doodgaan en wie opstaan saam met hom, wat vir die wêreld onsin is, dis die krag van God. So, Paulus sê, ek span my in. Al wat ek wens, is om Christus te ken, gelyk te word aan sy dood. Ek span my in, ek maak dit 'n meditasiepunt elke dag, om te sê, Here, wat het gebeur met my doop? Ek is dood daar. Dis onsin vir die wêreld, hulle verstaan dit, en ewen soos ek preek nou hierso, sal baie mense dink, maar dis onsin, dit is foolishness, wat jy sê, hoe kan ek regtig doodgaan weer? Maar ek span my in, ek streef van na, ek sê nie ek het gekry nie, maar een ding wat ek doen, ek maak los wat agter my is, en ek span my in, en ek mediteer, Here, wat het gebeur die dag toe ek my hart weer gegee het? Wat se wonderwerke daar gebeur? Ek is dood onder die water, en ek het opgestaan saam met U. Wat behels dit? Dit moet 'n waarheid wees in my lewe. Dis onsin vir die wêreld, dis foolishness. Maar dit wat vir hulle foolishness is die krag van God. Vir jouself te met daai coupon storie. Dit lyk anderste. Ek gaan die pryse fisies goedkoper maak. Nee. Hy sit coupons in 'n drom. Wie gaan in 'n drom kyk? Dis foolishness. Verander jou perspektief. Laat die woord ontrafel hom. Kry jou honger te. Stir up the fire. Stir it up. Alles aan 'n koeltjie, soos wat Paulus sê vir Timoteus. Fan into flame. Dit wat God binne jou gesit het. Moenie gaan sit nie. Kom ons lees 2 Korintiërs 4 vers 6. Moenie gaan sit nie. Baie mense sal sê, ja, maar waar is God daar by daai plaasmoord? Waar is God toe daai arme dogtertjie gisteraand in haar shack gemolesteer is deur 'n oom, vanoggend opstaan? Daai persone maak saak vir God. Elke liewe persoon is vir God belangrik. Daai dogtertjie wat gemolesteer is, daai boer wat geskiet is, whatever die case is, almal is belangrik vir God. God het nie vergeet van hulle nie. 2 Korintiërs 4 vers 6. God is in beheer. God is koning. Nog meer. Wat is jou meditasie? Jy as ambassadeur. Wat het jou waarheid geword? 'n Ou wat terugsit? Of kom ons lees 2 Korintiërs 4 vanaf vers 6. Hy sê, God wat gesê het, laat daar 'n lig skyn uit die duisternis, het in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus af uitstraal. Ek weet nie, lees ons dieselfde Bybel? Okay. Gaan lees so af en toe 'n bietjie Bybel by die huis en mediteer op die goed. Want dis die real deal. Hierdie goed is onsin vir die wêreld, dis foolishness vir die wêreld, maar dis die krag van God. As jy God wat gesê het, aan die begin, laat daar lig skyn, uit die duisternis uit skyn hy lig.
laat daar lig skyn, het in ons harte 'n lig laat skyn, ons so, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat uit Jesus Christus uitstraal. Ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte, wat maklik breek. Ja, so, hy sê, die krag wat alles oortref, kom dus van God af, en nie van onsself af nie. Hoekom? Want daar was 'n begrafnis, daar was 'n dood, daar was 'n doop, daar was iets wat gebeur het. Hierdie kleipot is vol emosies, vol dinge, maar hy is dood, en daar's 'n opstanding. Al wat ek wens is om Christus te ken, en die krag van sy opstanding te kan ondervind. So dis hy wat lewe, dis hy wat heers. Ek tree op as ambassadeur vir hom. Hy sê, in alles word ons verdruk, maar ons is nie te neergedruk nie. Ons is oor raad verleë, maar ons is nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Sorry, ek raak opgewonde, my krapper in my keel. Kom ons stop eens daar. Ek gaan nou aangaan. So, waar was God toe al die goed gebeur het? Op dieselfde plek waar hy was toe ons sy seun aan die kruis was gespijker het, sodat ons kan wees die hoop vir daai dogtertjie wat gemolesteer is. Want hy het sy hart, hy het sy lig in ons laat skyn. Hy het ons hier gesit as sy verteenwoordigers. Hoe kan die kerk, mense wat claim hulle glo, vra, ja, maar waar was God? Sies. Hy het vir jou daar gesit. Hy het 'n lig in jou kom skyn. Hy het sout in jou gesit. Ek en jy is daar om vir daai dogtertjie hoop te wees. Ek en jy is daar om vir daai ou wat die daad gedoen het, te kan sout gee. Te kan woord spreek, 'n verandering te kan wees. God is op dieselfde plek waar hy was toe ek hom aan die kruis vasgespijker het. En hy gesê, ek laat dit toe. Hy sê vers 10, die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam. Weereens, elke dag mediteer ek op my doodgaan. Die sterwe van Christus Jesus, dat ek saam met hom begrawe is, dra ek altyd saam in my liggaam, sodat ook die lewe van Christus kan sigbaar word in ons liggaam, sodat ek die opstandingslewe kan lewe. Ek dra die sterwe van hom altyd saam in my. En alles word ek verdruk, maar ek is nie te neergedruk nie. Die wêreld dink dit is wat gebeur. Maar wat vir die wêreld foolishness is die krag van God. Ek operate in die krag van God. Hoe lyk dit vir jou? Is dit 'n coupon of is dit fisiese pryse wat afgaan? Sodat die lewe van Christus altyd kan sigbaar wees in ons. Kom ons maak klaar. Ja. Ek dink ons moet volgende week weer aangaan met hierdie ding. En daar's nog 'n gedeelte wat 'n mens moet behandel. Johannes 4 vers 6. Jesus het vir hom gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Jesus is die weg. Hy is daai first incentive van jou geloof. Verstaan? So daar is 'n weg. Die wêreld erken dit ook. Hulle sê die Bybel is vol praktiese beginsels en goeie dade en as jy dit toepas kan dit goed wees. So hulle erken daar's 'n weg. Maar daar's 'n waarheid ook. Ek hou van daai volgorde waarin Jesus dit sê. Hy sê daar's 'n weg. Ja, fyn, jy glo. Jy glo dit. Hy sê maar daar's 'n waarheid op daai weg. Vat jy daai weg? Of bly jy in die bootjie?
Want aan die ander kant van die waarheid is die lewe. Die opstandingslewe. Die begeerte, die vermoë van die saad van God wat in ons is, om in Christus, saam met Christus Jesus te lewe en te heers as konings hierso. Niks tekort nie, niks ontbreek nie, niks uit plek uit nie. Jy dink jy's neergedruk, jy dink jy word afgedruk. Hy sê, maar dit is nie reël nie. Hy sê, as daar enige ding, hy sê, geen versoeking het die mens oorval nie, wat hy nie kan, en as dit kom, gee hy 'n way uit ook. Hy sê, so iets het nie gebeur in die kerk nie. Daar het nie iets julle oorval, wat julle nie kan handle nie. Dis die realiteit daarvan. Daar het nie iets met ons gebeur nie. Dis God se perspektief. Die wiele het nie van die bus afgekom nie. Die wêreld sê dit dalk, maar dis goed wat jy in gevangene neem, want daai goed bring vrees en angs. Dit is 'n leuen uit die hel uit. Dit is nie van my nie. Wat ek gebring het is lewe en lewe in oorvloed. Neem gedagtes gevangene, maak dit gehoorsaam aan Christus Jesus en lewe die opstandingslewe. Maar moenie die ou man uit die dood het gaan opwek die hele tyd nie. Hou hom daar. Mediteer op dit die hele tyd. Streef daarna. Maak dit joune. Raak dit 'n waarheid vir jou. Hoe kan ek stil bly? Hoe kan ek dan stil bly? Here Jesus, prys U wat U doen. U het 'n perfekte liggaam. U het nie 'n gebreklike liggaam nie. U bruid is beautiful. Kom ons trek die klere wat ons hierdie bruid aangetrek het, hierdie nare goed wat ons op hierdie bruid gesit het. Gooi dit af. Ons bring dit weer terug na Jesus Christus se bruid toe. Perfek. Perfek. Here, dankie vir die woord vanoggend. Here, dankie dat daar waarheid vir ons is, Here. Dat U is daai waarheid. U is daai lewe. Die volheid van God, die volheid van Christus, wat alles en almal vervul. Heilige Gees, ek vra vir U, asseblief doen die naprediking hier vandag, Here, hier waar die mense uitgaan. Laat hulle daai golden thread van U woord begin trek en begin ontrafel. U doen dit, Here. Ek het die saadjies gesaai nou, maar U is die een wat dit verder vat. U is die een wat laat groei nou. En ons kan volgende Sondag weer water gee. Ek glo en vertrou, hierdie saad het nou op goeie grond geval. Hierdie saad het op geploegde grond geval, vrugbare grond. Hierdie saad gaan iets te voorskyn bring. Here, ek prys U dat dit U saad is, Here. Ek prys U dat dit 'n vermoë in hom het om berge te kan versit, om storms te laat lyk soos 'n ligte briesie. Dit is wie U is, Here. U is ons God, U is ons koning. U is die sterkste. U is hoog bo elke mag en gesag en wat ek al later sprake mag wees. Niks is hoër as U nie. En U is binne in ons. Ons het 'n begeerte, Here, om die volheid van U te wil begryp wat binne in ons is, Here. Hierdie koningskap en hierdie heerskappy binne in ons, dit 'n begeerte om dit uit te leef in hierdie wêreld en te roel met U scepter in ons hand. Ek prys U vir wat U doen vandag hierso. Prys U wat U doen nou in die harte. Ek prys U, Here, daar waar mense sit nou, is gedagtes besig om te verander. 'n lae selfbeeld is besig om te verdwyn. En 'n koning is besig om te voorskyn te kom. 'n Leeu is besig om deur te breek binne in ons harte nou. Unstoppable. Die ou man is dood. Ek gaan krap nie meer by hom nie. En ek maak los wat agter my is nou in Jesus naam. En ek strek uit na wat voor my is om by die wenstreep uit te kom, my hemelse prys. Christus Jesus,
om dit my waarheid te maak. Ek loof U en ek prys U in Jesus naam. Amen. 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 Dankie julle. Enige iemand gebed nodig het, ons gaan nie voor wees. Julle kan kom, dat ons vir julle kan bid en hande oplê en net die Here geniet in sy goedheid. Amen. Geseënde week vir julle. Sien ons mekaar volgende Sondag weer. Mooi bly.